Goeiemôre en baie welkom hier by Millersdrift gemeente se uitsaaidiens. Dit is vir ons so 'n voorreg om vanmôre saam met julle rondom die woord van die Here te kan kom sit. Mag die Here deur sy woord en deur sy gees so in ons harte werk, dat ons sy teenwoordigheid sal beleef en sal weet en glo dat God self met ons elkeen in gesprek is. Kom ons bly sommer net so sit en dan open ons met 'n gebed. Here onsse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons U Vader mag noem. Dankie dat ons in die skrif lees dat U ons U kinders noem deur die bloed van ons Here Jesus Christus heen. Deur sy soenoffer aan die kruis word ons U kinders en het ons toegang tot U genade troon. Mag ons U verheerlik vanmôre wanneer ons na U woord luister. Mag U Gees so in ons werk dat ons weet dit is U self wat met ons elkeen in gesprek is. En mag U waarlik verheerlik word deur ons manier van hoor en luister en gaan leef dit wat U vir ons wil kom leer vanmôre. Dankie dat ons dit kan bid in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Ja, in sy naam kom bid ons so. Amen. Wat 'n voorreg om julle vanmôre te kan groet in die naam van die Vader, hy wat alles gemaak het, hy wat regeer, hy wat alles in stand hou. Voorreg om julle te kan groet in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, die Here. En julle te kan groet in die naam van die Heilige Gees, wat in ons woon en wat in ons werk, wat vir ons die moed gee om onsself te ondersoek in die lig van die skrif, en wat vir ons die krag gee om soos kinders van God te gaan lewe. Mag ons die Here verheerlik vanmôre. Kom ons dien die Here met 'n loflied. U is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is oorwinnaar, uit die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaar, saam met U ons Heer. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is die bruidegom en ons die bruid. U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in die ewigheid. Ons staan vanmôre stil by Palm Sondag, een van die belangrikste sondae in die kerklike siklus van die kerk van die Here Jesus Christus. Palm Sondag is die laaste Sondag voor Jesus se kruisiging. Die Sondag wat terugdink aan toe Jesus daar in die straat in Jerusalem opgery het op die rug van 'n donkie. En mense hom begin loof en prys en eer het as die seun van Dawid. En daarmee het hulle bedoel die een wat uit die nageslag van Dawid sal kom om ons te verlos. Het hom geprys en gejubel as die profeet Jesus van Nasaret, die een wat van God afkom. En as eerbewys, as manier om te sê dat hulle hom raak sien as die seun van Dawid, die een wat sou kom, as die profeet
Jesus van Nasaret, en as die iemand van God afkom, het hulle van hulle kledingstukke, hulle boklede, uitgetrek en voor hom neergegooi. En later ook palmtakke voor hom neergegooi. En so het hierdie palmtakke dan eintlik later 'n gebruik geword, dat ons Palmsondag vier. En so het dit dan gebeur dat in die verloop van tyd en in die ou kerk, met die eerste tradisionele kerke, het mense die laaste Sondag voor Paasfees, voor die kruisiging, het hulle kruisies gevleg van palmtakke se blare. En dan daardie kruisies gebruik as 'n herinnering dat Jesus vir ons gekruisig is, dat hy sy lewe kom gee, dat hy die pad van lyding en smart geloop het, dat hy die Via Dolorosa geloop het, sodat ons gered kan word. Hulle dan hierdie kruisie gebeure in hulle Bybel, en dan die jaar daarna het hulle daai kruisie geneem en dit gebrand. En dan het hulle daai as geneem en 'n kruis op hulle voorkoppe getrek, as 'n herinneringsteken, dat Jesus Christus vir ons gekruisig is. Ek wil graag saam met julle vanmôre hier by die Palmsondag terugkyk na wat die Here vir ons in sy woord wil kom leer, en dan in besonder deur Matteus 7 vanaf vers 12 tot en met vers 23. Ons moet 'n gedagte hou dat die mense Jesus raak gesien het, maar het hom eintlik raak gesien as die een wat hulle sal kom verlos van die onderdrukking van die Romeinse regering. Hulle het verkeerde verwagting gehad, maar tog wil hulle aan hom eer bring en wil hulle hom prys. En hulle het gesing en kledingstukke voor hom gegooi en palmtakke voor hom gegooi om aan hom eer te bring. So vanmôre wil die Here vir ons kom leer, hoe kan ek en jy vandag 2026 aan God eer bring? Hoe kan ons God regtig prys as ons God regtig raak sien, Jesus regtig raak sien as ons verlosser, as ons redder, as die een wat gebore sou word om ons te verlos van sonde? Wat moet ek en jy doen om hom te eer? Om hom regtig te prys, nie as die verlosser van onderdrukking van die Romeinse ryk of watter probleem ons ook al mag hê nie, maar die verlosser van sonde, die redder van ons lewe. Kom ons luister wat die Here vir ons leer in Matteus 7 vanaf vers 12. Alles wat julle wil hê dat mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Gaan deur die nou poort in. Die poort na die verderf, die poort wat na die verderf lei, is wyd, en die pad daarheen is breed, en die wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarheen is smal, en die wat dit kry, is min. Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dussels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die vals profete aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gespreek nie, of gepreek nie? Deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ons fokusverse is verse 16 en 18. Aan julle vrugte sal julle geken word. Met ander woorde, as jy 'n kind van die Here is wat Jesus regtig raak sien as die verlosser van sonde, sal jou lewe dit wys. Aan jou vrugte sal jy geken word. Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Jy weet, ons kan natuurlik palmtakke vanmôre gaan neerlê of 'n palmkruisie vleg. Maar hoe kan ons aan God eer bring? Hoe kan ons Jesus Christus eer as verlosser? Deur goeie vrugte dra.
deur 'n goeie boom te wees wat goeie vrugte dra. Wanneer is die vrugte wat 'n mens dra goed, volgens die woord van die Here? In die tyd van die Bybel, het die Fariseërs nogal gedink, hulle dra goeie vrugte. En hulle het gedink, die vrugte wat hulle moet dra, is deur wetsgehoorsaamheid. En hulle was geweldig getrou aan die wet, hulle was nougeset. Weet as hulle daar by die klaagmuur gekom het, om 'n boodskapie in die muur in te rol, het hulle nie met hulle rug gedraai op die muur en teruggestap nie, uit eer het hulle agteruit teruggestap. Jy weet, om die Sabbatdag te heilig was 'n baie belangrike wet. En hulle het hierdie wet gevat en het uitgebrei na 'n klomp wette toe, soveel so dat mense op Sondag of op die Sabbatdag nie ver mag stap nie, want dan raak dit werk. Dan ontheilig jy die Sabbatdag, dat jy byvoorbeeld nie ou skoene mag dra nie, want dan werk jou skoene die grond deur, of nie lank mag sit op 'n stoel eers nie, want dan werk die stoel se poot uit die grond om en jy mag nie arbei op 'n Sondag, op die Sabbatdag nie. So hulle was wetsgehoorsaam en gedink dat daardeur dra hulle goeie vrug. Die profete van daai tyd, en 'n profeet was eintlik maar iemand wat die wil van God bekend gemaak het. Met ander woorde, wanneer mense oor God gaan getuig het, oor die woord van die Here gaan uitlê het verander, het hulle gedink deur goeie uitleers van die woord te wees, deur vir mense die profete voor te lê, te sê wat die Here sê, het hulle gedink hulle doen goeie werk. Ander het gedink, maar die feit dat hulle wonders bewerk, met ander woorde dat God hulle gebed beantwoord en mense gesond maak of gebed beantwoord in hulle lewe, het hulle gedink, maar hulle dra goeie vrugte. Ander het gedink die feit dat hulle in Jesus se naam bose geeste kon uitdryf, dat hulle goeie vrug dra. Hulle het gedink dat die vrug wat 'n mens moet dra is wetsgehoorsaamheid, of deur die woord van die Here te lees, of deur vir mense te bid, of deur wonders te doen. En dan hoor mens die skokkende woord van Jesus in vers 28, waar hy vir hulle sê, julle wat dink julle doen goeie werke, gaan weg van my af. Ek het julle nooit geken nie. Met ander woorde, nooit was julle eintlik in so 'n posisie dat julle aan my eer gebring het nie. Julle leef eintlik tot oneer van my naam. En so is daar vandag baie mense wat dink, maar hulle dra goeie vrug. Weet, hulle morele standaarde is hoog, hulle vloek nie. Hulle steel nie ander mense se goed nie, hulle bly by die waarheid, hulle lieg nie, hulle vertel nie leuns nie. Daar's ander mense wat dink, maar weet ek gaan kerk toe, ek gaan gereeld kerk toe, ek gee 'n bydrae vir die kerk. Ek gee 'n offergawe daar in die banke, ek gee elke maand 'n gedeelte, gee ek iets vir die Here, of ek is betrokke by aksies van die kerk, of ek is op een of ander raad, weet ek gee my tyd en my energie daar, weet ek moet goeie vrug dra. Weet as dit gegaan het oor wat 'n mens doen, dan was die Fariseërs en die profete van daai tyd, of die mense wat oor die Here gepraat het, of hulle wat vir mense gebid het, of mense die hande opgelê het, genesing gebring het, dan was hulle in 'n goeie posisie, dan het hulle goeie werk gedoen, maar die Here sê vir hulle, dit gaan nie oor die wat nie. Dit gaan nie oor die wat nie. Met ander woorde, hoeveel keer die kerk toe kom, of hoeveel jy vir die Here gee nie. Weet, wanneer is dit wat ons doen, dan goed en reg in die oë van die Here? Wanneer dra ons goeie vrugte? Wanneer is ons 'n goeie boom? Wanneer bring ons regtig deur ons manier van lewe eer aan God? Wanneer sê ons lewe, ons sien God raak? Ons sien Jesus raak as die verlosser en die redder van sonde. Ek dink 'n baie belangrike gedeelte wat ons hiermee kan help, is daai uit Johannes 13 vers 34 en 35, en ek het so hele ruk gelede daaroor gepreek. Hoor wat staan daar in die woord van die Here, Johannes 13 vers 34, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Met ander woorde, dat julle my sien as die verlosser, dat julle volgelinge van my is en dat julle my lief het. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod dat julle mekaar moet lief hê. Ek lees daar in die samevatting van die wet, Matteus 22, dat Jesus hulle geantwoord het, weet vir hierdie skrifgeleerde, wat moet ek doen om my ewige lewe te beerwe? Wat moet ek doen om aan God eer te bring? Dan antwoord hy, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en siel en met jou hele verstand. Dis die grootste gebod.
En die Here het vir hom gesê, dit is reg so. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die Here het vir hom gesê, dit is reg so, gaan doen dit. Met ander woorde, dit gaan nie oor die wat nie, maar dit gaan oor die hoekom. As het gegaan het oor die wat, was die fariseërs en die profete en die mense wat gebid het vir genesing, hande opgelê, dan was hulle reg. Dit gaan oor die hoekom. Dit gaan oor die hoekom jy sekere dinge doen. Die fariseërs het vergeet van die hoekom van die Sabbatdag. Hulle het vergeet dat die Sabbatdag daar was sodat hulle kan rus van hulle weeklikse werk en dat hulle sal tyd hê vir die woord van die Here, dat hulle sal tyd hê om vir God lief te hê en vir mekaar lief te hê en te wys dat hulle vir God lief het en te wys dat hulle mekaar lief het. Weer, dit gaan nie oor die wat nie, dit gaan oor die hoekom. En ek dink die fariseërs het begin dink dit gaan oor wat sal mense sê. Dit het vir hulle gegaan om raak gesien te word vir alles wat hulle vir die Here doen. Dit het dalk gegaan oor hulle eie eer, oor hulle eie aansien onder die mense, dalk gegaan oor 'n goeie gewoonte, dat hulle gewoond was om dit so te doen. Of dat ons dit nog altyd so gedoen het, en dis die regte ding om te doen. Maar het vergeet van die hoekom. Dat hulle dit doen omdat hulle van God se liefde bewus geraak het, omdat hulle onthou hoe lief God hulle het, en dat hulle met die hele lewe wil bewys dat hulle vir God lief het. En dat hulle mekaar sal lief hê. Weer, dit gaan nie oor die wat nie, dit gaan oor die hoekom. Hoekom doen 'n mens goeders wat jy doen? Dit gaan nie oor die wat nie. As die hoekom nie reg is nie, kan jy die mooiste goeders onder die son doen, dan sal die Here moet sê, maar gaan weg, ek ken jou nie, ek het jou nooit geken nie. Goeie vrugte is wanneer die hoekom van die lewe reg is. Jy is 'n goeie boom as die hoekom van jou lewe reg is. En 'n vers wat dit vir my uitstekend demonstreer is daar uit Romeine 14 vers 6. En dis ons laaste gedeelte wat ek graag wil hanteer vanmôre. Daar staan die wonderlike woord, die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here. Hy dank God daarby. En die een wat nie alles eet nie, doen dit ook tot eer van die Here. En ook hy dank die Here daarvoor. Hulle het gedink dat dit gaan oor sekere goeders eet of nie eet nie, of sekere goeders doen op sekere dae en sekere goeders nie doen nie. Dit gaan nie oor die wat nie. Romeine 14 vers 6 sê wat die sleutel is, wat goeie dade oopsluit, wat oopsluit of jy 'n goeie boom is om alles wat jy doen tot eer van God te doen. Weet, soos daai palmtakke wat neergegooi was, en die boklere was neergegooi om aan God eer te bring, maar die hoekom was verkeerd. Die wat was reg. Die hoekom was verkeerd, want hulle het hom gesien as 'n bevryder van aardse onderdrukking, nie as die verlosser van sonde en die gewer van lewe nie. Die hoekom in ons lewe moet reg wees. Om regtig 'n disipel van Jesus te wees, om 'n volgeling van Jesus te wees, is om raak te sien hoe lief God my het. Dat hy die pad van smart, die Via Dolorosa gestap het vir my, omdat hy vir my lief het, dat hy sy lewe kom aflê het, omdat hy vir my en verlore gaande sondaars lief het. Dat hy uitgeroep het aan die kruis, my God, waarom het u my verlaat, sodat ek en jy nooit van God verlate sal wees nie. Dat ons dag sal begin oor, ek weet hoe lief God my het, en dat ek sy kind kan wees deur sy liefde heen. En dan die hoekom van jou lewe reg te kry. Dat jy die hoekom van jou lewe reg te kry. Weet, hoekom lees jy Bybel? Nie om meer van die Bybel te weet nie, maar omdat jy die Here lief het. En omdat jy weet hoe lief hy jou het. Weet, hoekom bid jy? Nie uit gewoonte uit of om iets daai te kry nie, maar omdat jy besef het hoe lief God jou het. En omdat jy vir God lief het, daarom bid jy. Hoekom gaan jy kerk toe? Nie omdat dit 'n gewoonte is of 'n goeie gebruik of die regte ding is om te doen nie, maar omdat jy weet hoe lief God jou het. En omdat jy hom lief het en wil wys dat jy hom lief het. Weet, hoekom het jy jou naaste lief? Omdat jy weet hoe lief God jou het. En omdat jy besef het hoe lief God ook daardie naaste van jou het. Weet, hoekom vergewe jy? Omdat jy weet so sê, nee. Omdat jy besef het hoeveel jy vergewe is. Omdat God jou lief het, daarom vergewe jy.
Dit gaan nie oor die hoeveel en hoe gereeld en die wat nie. Weet hoe gereeld ek kerk toe gaan, hoe gereeld ek 'n dankoffer gee, of hoeveel ek gee, of hoeveel ek doen nie. Of dat ek moreel reg lewe. Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor die hoekom van die lewe. As die hoekom reg is, dan sal die vrug goed wees, dan sal jy God eer met jou lewe. As jy alles doen wat jy doen, omdat jy die Here lief het, en besef hoe lief hy vir jou het. So begin by die hoekom van jou lewe. Begin by die hoekom van elke ding wat jy doen. En as dit nie is, omdat jy besef hoe lief die Here jou het, en omdat jy die Here lief het nie, dan moet jy mooi dink daaroor, oor hoekom doen jy dit? Begin by die gewone goeders van elke dag, oor hoekom doen jy dit? En as die antwoord kom, omdat ek weet hoe lief die Here my het, en omdat ek hom lief het, dan sê die Here, dan het jy goed gedoen. Dan dra jy goeie vrug, dan bring jy aan God eer, en dan prys jy die Here, en eer jy die Here se naam. Mag die Here vir jou en my help, dat ons nie sal vashaak by die wat van die lewe nie, maar by die hoekom. Hoekom doen ons sekere goeders? En mag dit regtig wees, omdat ons die Here lief het. En omdat ek besef, hoe lief hy my het. Mag die Here vir jou en my daartoe genadig wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hier op Palm Sondag kan stilstaan by die hoekom van die lewe. Hoekom u die pad van Via Dolorosa gestap het. Hoekom u bereid was om die kruis uit te dra, is omdat u vir ons lief het. Sodat ons gered kan word, sodat ons verlos kan word van sonde, sodat ons die ewige lewe kan ontvang. Mag dit die hoekom van ons lewe wees. Dat ons besef hoe lief u vir ons het. Hoe baie ons vergewe is en hoe u vir ons sorg en voorsien en seën. En mag dit ons beweeg dat die hoekom ons sekere goeders doen, alleen sal wees omdat ons aan u wil eer bring. Omdat ons u wil dank en prys vir die goedheid, omdat ons dit raak sien. Ja, Here, kom help ons, dat ons regtig goeie vrug sal dra, dat ons lewe 'n pryslied en 'n eerlied sal wees, tot eer van u naam. Dis ons gebed, in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Kom ons sluit af met 'n loflied. Die beelde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. Die God uit drie en een, o Vader, Gees en Seun. Die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam, waardig is die lam, en
my hart wil sing, hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U groote naam. Hoe heerlik eer U groote naam. Hoe heerlik eer U groote naam. Kyk gerus na die aankondiginge wat hier aangehaak is, en as jy enige vrae het, skakel gerus die kerkkantoor of een van die leraars van die gemeente. Hoe wonderlik is dit om uitgestuur te word op hierdie Palmsondag met die seën van die Here. Die Here wat sê, ek gaan voor jou uit om die pad vir jou gelyk te maak. Ek loop langs jou om jou te beskerm. Ek maak jou rug toe om jou te bewaar teen die aanvalle van die bose. En ek is binne in jou en bokant jou om jou te seën. Ontvang die seën van die Here en gaan leef met vreugde. Amen.